Middag julle. Soos julle weet, is die kompetisie nog in die gang. So ons is nou op pad Kaap Haven toe vir 'n 24 uur sessie. Ek gaan presies wys ek daar doen. Daar is bitter mooi vis in daai dam. So ons gaan weer een van daai vetjies in die hande kry. Ek gaan heeltemal 'n ander approach gaan. Dit gaan net boilies wees. So kom ons kom by die dam uit. Dan sien ek julle daar. Middag julle, so ons weer by die dam gestop hier by Kaap Haven. Ons het ek en my pa vir 'n 24 uur sessie. So jy kan sien die setups goed, alles wat klaar reg en ek gaan die stokke goed reg kry. Ek is nog besig om my voer aan te maak, wys. Ek vang met Kaap Haven se feeding boilies en dan gaan ek so 'n pakkie vat met chili flakes en net so 'n bietjie oorgooi. En dan gaan ek van DB Bait se hydro krill net hier oorgooi. En dis dit. Okay, so die eerste stok is nou reg. So jy kan sien ek gaan sommer een van die byt se 2-ton 12 pop-ups opsit. Jy sal sien ek is 'n bietjie verder vir my so maar weg. So ek gaan hom hier insit op soom 1. Ek het gelukkig my receiver daarso. So wat ek gaan doen met die stok, ek gaan die ander stokke gaan drop met die boot. My pa se ook gaan drop met die boot. Maar as jy net incast, ek weet my vorige sessies jy kan sien op my vorige video's het ek al 'n paar mooi vasgevang hier op soom 1. En 'n boot doen nie vir my goed nie. So wat ek gaan doen is ek gaan die stok ingooi en dan gaan ek net so 'n handjie vol boilies oor hom pyp. So kom ons gooi hom gou in, ek kan so gou die ander stokke reg kry. Hou maar net. Okay, so die eerste stok is nou in. Ons gaan die tweede stok drop.
Ek wil julle gou wys wat ek met tweede stok gedoen het. Hier het ek een net van die feeding boilies gevat en Mulberry system pop-up van die bytes opgesit. So vir julle gewys die voer is net Kaap Haven se feeding boilies en bietjie die bytes hydrokrill en ek het klein bietjie chili flakes aangegooi. So ons gaan hom min of meer op die punt van daai riet bossie drop. So kom ons kry hom in as jy anders ook kan inkry. Nadat ek en my pa ons stokke klaar aangevat het, het ons besluit dis tyd om die vuurtjie aan te steek, ietsiekie kouds in te gooi en net rustig terug te sit en die vuurtjie te geniet. So, dit was 'n Ja. Go water. As julle, so dis 10:30 nou. Ek het nie gedink ons gaan 'n pick-up kry vanaand nie. Maar dit is maar gou die vis nader kry. Ons moet hom ongelukkig gaan haal met die boot met al die gras hier voor ons. So ons gaan julle gou verlaat en gou die vis uitkry. En so julle wys hoe lyk hy. Ons het ongelukkig die vis verloor hier voor ons in die gras. Ons het uitgegaan met die boot, maar was nie betyds gewees nie. Die vis was ver onder die gras in gewees. Ek het die stok oorgegee vir my pa. Die vis probeer uitgrawe met my hande. Ongelukkig nie gewerk nie. Ons was steeds positief met die stokke terug op hulle plekke met die hoop dat ons deur die loop van die oggend miskien 'n vis of twee sal optel. As ek gesien het, dan gaan die vis kry.
13.14. Oké, môre julle. So ons het 11 uur gisterand daai enetjie verloor. Ons het gelukkig nog eentjie gekry so teen net na 4 vanoggend. Hy is 13.3 kilos. Lekker vol lewe. Ons omgekry op Kaap Haven se feeding boilies en die Huckleberry 16 ml pop-up as nou my presentation. Ons het net boilies gevoer soos ek julle gister gewys het. So ons gaan die stokkies darm terug. Ons het geen verder visse kry nie. So hopelik ons nou vir ons 'n paar ure, so hopelik kry ons 'n paar visies later. Maar ja, kom ons het hier 'n keer gou terug en hoop ons kry nog eenetjie. As julle is nou 9 uur, so nog geen vis nie. Ons gaan hier so teen 11 uur se kant oppak. So ons hoop maar vir daai enetjie. Ek kan nie gou vir julle wys vir die van julle wat nou nie Kaap Haven ken nie. Is nou ongelukkig 'n syndikaatdam, is nie 'n publieke dam nie. Of jy kan net kom boek en kom vis nie. Maar as julle belangstel, laat weet my in die comments, dan kan ons as hulle gou met die eienaar praat hierso. Ons sal my die pryse goed deurstuur. Maar ek gaan vir julle vandag wys, so hier begin swem 1. So hierso is swem 1. Jy sal sien op my YouTube channel is al vorige video's van swem 1. Ek is baie lief vir die swem van somer. Wintertye nie sommer nie, want hy's redelik vlak. Dan sien so op elke staanplekjie is al 'n liggie in die dak wat jy opkoppel met jou battery en net so 'n braaitjie en 'n bouma. Maar ja, soos ek sê, swem 1 is vir my baie goed en ek dink baie mense sal my stem die wat nou wel Kaap Haven ken. So as ek hier sit vis ek daai hele graslyn daarso in die oorkantste margins. Swem 2 is letterlik net langs my. Ek wil gou wys wat is die lekker ding van swem 2. As jy nou gou wys daai op daai vis wat gekry het, wat ek presies al gedoen het met my reeks maar dieselfde, maak se maar weer oor verduidelik en so aan. So hierso kry ons die badkamer van swem 1, 2 en 3. Ek gaan hier so oopmaak. Is ook 'n spoeltoilet met 'n lekker wasbak. Maar die lekker ding is nou van swem 2 of swem 3, as jy op swem 2 sit en jy's op die troon, dan kan jy lekker uitkyk op die water. Ja, maak maar net seker dat niemand jou sien nie. En so ja, sien dis swem 2, 1 en 2 is nie baie ver van mekaar af nie, maar is meer as genoeg spasie. En dan daar is ons op swem 3. En die oorkant kry jy ook 3 swims. Hulle het nou huisies se goedjies opgesit daarso om net bietjie meer geriefliker te maak vir die mense. En dan hier oorkant kry jy kliphuis wat ook 'n baie lekker swem is. Okay, julle, so ons naby aan oppaktyd nou. Ongelukkig nog geen vis nie. So ons gaan nou maar al die goedjies bymekaar begin kry, alles begin oppak. En ek gaan vir julle wys die riek waar ek op daai vis gekry het is die normale Ronnie riek, is die 25 pond loops en booms van Korda. Hier het ek 'n size 4 White Cap X hoek op. As was 'n Kaap Haven feeding boilie gewees met een van die White se Huckleberry pink pop-ups. So jy daar kan sien. Ja, dis so sê dis ons my gekom vir 'n 24 uur sessie. Ja, ek dink as ons wel nog 'n hand gebly het, sou ons nog vis gekry het. Maar ja, dit is ons nog nie klaar tot die stokke uit is nie. Soos ons gaan nou begin oppak. Maar kom ons hoop vir daai last minute vis.